Goeiedag, andermaal is dit my voorreg om u te groet hier uit die Weeslig kantoor. Die Here is vir ons goed en daarom wil ons hom loof en prys. Vader, dankie vir hierdie dag wat u vir ons gee. Ons wil u eer en lof en hulde en dank aan u bring, want u is waardig. Word dan verheerlik deur hierdie boodskap. Raak harte aan waar dit nodig is en Here, u kry al die eer. Aan u kom het toe, in Jesus naam. Amen. Die boodskap vir hierdie week is 'n feesmaal wat jy nuttig terwyl jou vyande jou toekyk. Psalm 23 vers 5 sê hierdie woorde: U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Van al die wonderlike beloftes wat God aan ons in Psalm 23 gee, is hierdie een die wonderlikste vir my. Hy beloof vir ons 'n tafel te dek met heerlike kos daarop en aan ons die feesmaal te kom bedien. Hoor mooi wat ek sê. God wil ons kom bedien. Hy staan gereed. Hy doen dit alles terwyl ons vyande vir ons toekyk. As ek maar net elke dag aan daardie tafel van die Here kan sit, 'n woord wat hy daagliks vir my gee om my te voed, sy goddelike en vaderliefde, wat hy so mildelik oor ons uitstort, ja, die Abba Vaderliefde, die Agape liefde, daardie ek gee vir jou om, ek sal my lewe vir jou aflê. Genade onbeskryflik groot, guns by God, charis is die oorspronklike taalse woordjie, barmhartigheid en vergifnis en vryspraak, wat lei tot geregtigheid in right standing with God. Dan sien ek verder op die bord is daar heiligheid, om ons te vervul met sy gees, en dan ook sy autoriteit, sy salwende krag wat saam met die gees kom. Sy heilige nagmaal, wanneer ons aan sy tafel sit, is sy liggaam vir ons gebreek, sy bloed, ja, verwond vir ons, sodat ek en jy heel kan wees. En dan is daar ook die gemeenskap met die heiliges, wanneer ons in sy teenwoordigheid kom, wanneer daar lof vloei, wanneer daar aan hierdie tafel eer en hulde gebring word aan die Here, sê God, ek kom woon onder die lofsange van my kinders. Ons het almal leiding nodig vir besluite in ons lewe. Tog in 'n wêreld so chaoties soos ons in is, beteken die woord tafel in hierdie vers, ek wil jou onthaal. God praat nie van 'n klein bordjie, van iets net 'n bietjie kos nie, maar van 'n groot, massiewe feesmaal. Dit is nie 'n gewone maaltyd nie. Hy het ry op ry hemelse lekkernye vir ons gedek. En daar is net een gas by hierdie maaltyd vandag, en dit is jy. Om die atmosfeer reg te kry, het God hierdie feesmaal verklaar as 'n tydperk van blydskap. Jy wat swaarmoedig voel vanmôre en 'n bedrukte hart hê, wil die Here hê dat jy vanmôre aan hierdie tafel moet kom sit. Vir plesier maak hy die maaltyd klaar en die wyn maak 'n lewe vrolik volgens Prediker 10 vers 19. Terwyl jy aan hierdie tafel sit en hierdie smaaklike kos inruik en geniet, salf God jou met blydskap. Want vers 7 in Psalm 23 sê, U maak my hoof vet met olie. Psalm 45 vers 8, daarom het U God, U self my gesalf met die vreugde van die olie, ja, my metgeselle is U. In die tussentyd terwyl God die feesmaal vir jou en my voorberei om jou te bedien,
laat hy jou vyande van buitekant na hierdie toneel sit en kyk. Ja, alles wat gebeur, hulle is by aanskoue van dit wat die Here vir ons gee. Hulle sien dat die Here self jou tafel gedek het met die kos. Hy trek jou feesklere aan en begelei jou na jou sitplek. Sien hoe Jesus gereed staan om jou te bedien. Dan kyk hulle hoe jy jou siel met die hemelse heerlike kos vul. Ja, soms is die vyande geskok. Geen demoniese mag, insluitend die duiwel self, kan ooit hierdie soort liefde, hierdie genade en barmhartigheid verstaan nie. Almal was verseker dat God jou gaan straf oor jou mislukkings. Hulle was gereed om te spog terwyl jy in wanhoop verval. Nou word hulle beveel om te kyk hoe jy smil aan die kosse wat God vir jouself bedien. Christus vertel ons dat die Vader dit vir al sy kinders doen. Want in Lukas 12 vers 37, hy sê gelukkig is hierdie diensknegt vir wie die Heer, as hy wakker is, sal vind wanneer hy kom. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom gord en hulle aan die tafel laat gaan en hulle kom bedien. Nou is die vraag vanmôre, wie is hierdie vyande? In Bybelse terme is daar twee soorte vyande, die demoniese soort en dan die mens wat op aarde is se soort. In Psalm 23 verwys Dawid vir ons na die demoniese vyande. Hulle verteenwoordig die duiwel en al sy helse owerhede en die magte. Ja, Jesus in Matteus 13 vers 39 gesê, die vyand, die duiwel, hoe het hy uit 'n bliksem uit die hemel uitgeval? Wanneer Dawid in Psalm 18 van sy magtige vyand praat hy van die demoniese hordes wat hom laat haat as gevolg van die diep toegewyde wandel van die Here. Psalm 18 vers 18 sê, hy het my verlos van die magtige vyand en van my haters, omdat hulle te sterk was vir my. Baie van ons vyande kom egter nie uit die hel nie. Toe Jesus ons vertel het ons vyande lief hê, het hy gepraat van mense in die lewens wat ons werktuie deur Satan gebruik word om ons ongelukkig te maak. Dawid se vleeslike vyande het veroorsaak dat hy uitgeroep het, red my o Here van my vyande, by u skuil ek, Psalm 143 vers 9. Jy mag dalk net 'n paar menslike vyande hê, omdat jy in 'n klein sirkel beweeg. Jy mag ook dalk in 'n groter invloed hê, omdat jy in die sfeer en die invloed beweeg van 'n groot groep mense. In elke geval, as jy jou hart daarop sit, het om Jesus te volg, sal jy aanstoot vir baie mense wees, insluitende vleeslike Christene, wat die beeld dra van Christus, maar van binne 'n doodsbeendere is. Jy sal deur die duiwel as 'n teken gemerk word. Hy sal jou fisies en geestelik aanval en moeilik maak vir jou, ja, selfs deur jou beste vriende. Op 'n manier word die Here se bonatuurlike vrees selfs meer wonderlik. Beide soort vyande sit en toe kyk hoe die Here jou bedien. Aan die een kant die duiwel en die ander kant jou aardse vyande, en almal sê, hoe het die Here hom dan met blydskap oor hom uitgegiet? Ja, ons is oorstroom met God se teenwoordigheid. Die demoniese kant is woedend, omdat hy gedink het dat jy jou verseker, hy jou vas het. Aan die menslike kant beklee die Here jou vyande met skaamte. Sy woorde sê, ek sal jou vyande met skaamte beklee, maar op hom sal ek my kroon laat skitter. Psalm 132:18. Soos jy begin eet aan die heerlike voedsel voor jou, fluister die Here in jou oor, jy hoef nie oor enige van jou vyande bekommerd te wees nie. Hulle is nie in staat om enigiets aan jou te doen nie, want ek
het die prys betaal, ek het die oorwinning vir jou behaal. Psalm 21:11 sê, want hulle het u met onheil bedreig, maar ligtige planne uitgedink, sonder om iets uit te rig. Ja, die volbragte werk aan die kruis het ons gebring by hierdie punt waar ons kan aansit aan 'n feesmaal. Jy is in staat om te sing, en nou sal my hoof hoog wees bo my vyande rondom my, en ek wil in sy tent offerande offer, saam met trompetgeskaal. Ja, ek wil sing en bly wees oor die Here, want u het my vrygemaak. Al die eer aan die Here, Psalm 27 vers 6. God dek sy tafel vir jou, nie net in tye van oorwinning nie, maar veral in die tye van mislukking. Die Here wil hê dat ons in ons sondige, swak, nietige toestand, wanneer ons val, terugkom na hom toe en kom aansit. Hy wil hê dat ons die welles wat in ons lewens, daardie gewoontes oorwin. Wanneer ons faal, wil hy hê dat ons moet opstaan en sal sê, Here, u is my herder, ek sal u dien in al die tyd. Dit is wanneer jou aanklaer Satan jou bespring soos 'n hongerleeu, begin die Bybel elke waarskuwing teen sonde aan die lug fluister. Kyk na hoe God sy gees weggeneem het aan almal in die Ou Testament wat hom gefaal het. Jy is 'n sondige mens, sal die vyand fluister, die Here sal jou nie vergewe nie. Jy is vals en skyn heilig, God het sy gees aan jou lewe weggeneem. Dis woorde wat hy ons probeer bedien. Satan wil jou terugbring onder die wet, waar jou gewete jou sal veroordeel. Hy dek vir jou 'n tafel en kla jou aan deur jou gedagtegang van skuldgevoelens, van vrese, van angs, van woede wat jou sal oorval. 'n Verharde hart omdat jy nie wil ingee nie, omdat jy nie wil vergewe nie. Dan kom shame en guilt. Jou seer is nie die moeite werd om daaroor te huil nie. Jy verdien dit. Ja, dan kom selfhaat. Ek is nie goed genoeg nie. Niemand het my lief nie. Dit is nooit wat die Here vir enige berouvolle hart beplan het nie. Net wanneer jy dink dat jy God se toorn en tugtiging verdien, nooi die Here jou na die feesmaal toe. En terwyl jou vyande daar staan en kyk hoe God se oordeele jou nie laat val nie, maar verras God hulle deur vir jou aan sy tafel te kom voed. Dit is hoe God sy berouvolle kinders behandel. Jesus het al ons smart op hom geneem. Hy nooi jou, kom na my toe wat vermoeid en belas is, ek sal jou rus gee, kom sit aan my tafel, ek wil jou bedien, want 'n geknakte riet sal ek nie verbreek nie, en 'n dowwe lampet sal ek nie uitdoof nie. Sien hoe sy liggaam vir jou verbruisel is, sodat jy die oorwinning kan behaal. Kolossense 2 vers 13, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van die vlees, het hy saam met hom lewend gemaak. Hoor, daar is lewe, hy nooi jou vanmôre, kom uit en kom sit aan van hierdie tafel van lewe, deurdat hy al hulle misdade vergewe het. En die skuldbrief wat die Satan teen jou hou, wat hy met insettinge ons vyandig was, uitgedelg het en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede, die magte uitgeklee het en hulle in die openbaar tentoongestel het, daardeur dat hy oor hulle getriomfeer het. Sy triomftog is jou en my triomftog. Ja, Adam het gaan wegkruip, omdat die kwaad wat die Satan in sy hart gebring het, het hy skaam geword. Die Here wil hê dat ons na hom toe moet kom, soos die verlore seun sy erfdeel gevat het en gaan uitmors het.
Maar daar 'n dag in sy lewe gekom het wat hy berou gekry het en gesê het, ek sal teruggaan na my Vader toe. Ek wil weer by hom kom. En toe hy daar aankom het hy gedog, hy gaan maar net as 'n slaaf dien. Het sy Vader hom verras, sy ou kleed uitgetrek, die kleed wat geruik het na hierdie wêreld, van vervloekinge, van seer en pyn het hy uitgetrek, en hy het hom 'n feeskleed aangetrek. Hy het vir hom 'n maaltyd voorberei, 'n slagveld wat daar was, het hy omruil na 'n feesmaal toe. Die Vader sê vir sy diensknegte, trek hom aan, sit 'n ring aan sy vingers en aan sy skoene, aan sy voete skoene, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees, want my kind was verlore, maar kyk, hy is terug. As ons dan ons sondes bely en ons besef, ons het nodig om terug te kom na die Here, toe sal hy ons vergewe. Hy wil hê dat ons moet vinnig kom en kom aansit aan hierdie tafel. Psalm 86 vers 5, want U, o Here, U is goed en vergewensgesind en groot van goedertierenheid vir almal wat U aanroep. Vers 13 van hoofstuk 86 sê, want U goedertierenheid is groot oor my, en U het my siel uit die doderyk nader gebring. Wat sê die Here vanmôre vir ons aan hierdie tafel? Genade, barmhartigheid, vriendelikheid, goedertierenheid, teerderheid, deernis, onverdiende liefde, vrede, rus, blydskap, vreugde, 'n vars fontein van Heilige Gees, vernuwe, wat deur my siel spoel, ja, my trane van blydskap, was van al my skuld, maar die vrees en die angs in my binneste het weggegaan, toe ek aan hierdie tafel kom sit het. As God se Gees jou nou deurspoel, gaan die Satan en sy trawante maar net toekyk. U het my kom leer. Ek beleef in hierdie dag, Here, U teenwoordigheid. Maak my hoof vet met olie, sodat my beker kan oorloop, dat ek U kan prys en kan loof. Vader, ek kom na U toe vanmôre, in die naam van Jesus. Dankie vir die liefde en vergifnis. Dankie dat ek by hierdie feesmaal kan aansit, terwyl die Satan en die vyande toekyk. Ek glo U woord, ek vat U woord, ek vat hierdie belofte. U berei 'n tafel voor my aangesig. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Dankie, Here. Dankie vir U woord. Dankie vir die krag van Heilige Gees wat my optel, sodat ek meer as 'n oorwinnaar kan wees deur Jesus Christus wat my die krag gee. In Jesus naam. Amen. Ek groet U uit die Weeslig kantoor tot 'n volgende keer.